Baie welkom almal. Amen. Kan u dit dink ons trek al by Vrydag aan? Dit is soos met enige sport ook. Jy weet iets wat hulle moet doen. Jy begin met 'n geweldige entoesiasme, soos wat die tyd aangaan, dan neem die liggaamskrag af. Maar het ons nie 'n besonderse tyd al tot nou toe gehad nie? Groot waarhede gehoor aan die woord uit. En hier is die saak, jy weet, ek sê vir Lenoeske gisterand sit ek hier in die pastoor Floris preek en hy preek oor die teksies. My vrou sê sy wou my skop van agterop op die boot. Maar ek het besef vandag gesit toe sê ek, Here genade asseblief. Genade vir hierdie man. En so deel die Here met ons is in Pinkstertyd. Weet jy wat een van die foute wat die kerk maak? Ons dink dat Pinkstertyd is 1 keer 'n jaar vir die kerk. 1 keer 'n jaar dan ontmoet ons met die Here, ons ervaar die Heilige Gees, ons word bekragtig en dan moet ons met daai bietjie krag vir die res van die jaar gaan. Wie is dankbaar dat dit nie so werk? Amen. Prys die Here. Yes. Hy gee ons krag elke dag. Hy versterk ons elke dag. Amen. En wat ek en u moet besef is ons deel in die goddelike. Maar ons deel ook in die goddelike. Yes. Pastoor, nou wat wil jy nou eintlik vir my sê? Ons deel met 5. Nou, as ons kyk na die getal 5, voor ek verder gaan met die deel, 5 is een van die geweldige groot getalle in die woord wat wys op genade, goedheid en guns van God af. Genade, goedheid en guns. En ek noem vanaand net 5 sake met u. Ons praat van ons deel in die goddelike. Ons deel met, punt nommer 1, wat u dink? Ek deel met, ek deel van, ek deel in, ek deel deur, en ek deel saam. Okay. God se genade, goedheid en guns. Maar hier kom die groot ding vir my en vir u. Ek deel met 'n lewende, 'n almagtige en 'n heilige God. Ek deel met die skepper van hemel en aarde. Ek deel met 'n God wat nog steeds alles in stand hou. Ek deel met 'n God wat nog steeds beskerm en bewaar. Ek deel met 'n God wat genees. Ek deel met 'n God wat belangstel in elkeen van ons wat hier sit vanaand. Hy het nie 'n eksklusiwiteit aan sekere mense nie. Ek deel met. Johannes 1 vers 1 sê in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was self God. 'n lewende, almagtige en heilige God. Die tweede ding wat ons moet onthou, ons deel van. Deel van, pastoor, wat wil jy eintlik wil jy vir my sê? Ons is deel van hom. En omdat ek deel van hom is, deel ek in die koninkryk se sake. Ek deel in die koninkryk se krag. Ek deel in die koninkryk se moontlikhede. Derde saak. Ek deel in die dinge van die koninkryk. Het jy gesien die koninklike huis
Ek gaan nou nie name noem. As van hulle wat maar partykeer kan aanjaag, né? Jy het dit al gesien. Maak dit minder van hulle koninkrykskind. My ma, hulle is deel van die koningshuis. Hulle is deel van die autoriteit. Hulle geniet die gesag nog steeds. Maar kom ons wees eerlik, hulle deel ook in die rykdom. Maar meer is dit, mense neem kennis. Nie een van hulle kan sommer op 'n motorfiets ry in die straat af. Hulle sê, jy het nie gesien, kom die prins verby. Dis gaaf! Hoekom? Want hulle deel nog steeds in die dinge van die koninkrijk. Die vierde saak is, hulle deel. Nou Hebreërs 13 vers 14 sê, ons is behoue, hoe is ons behoue? Deur in Christus te wees en deur hom te beweeg. Wie is in Christus? Amen. Die kerk steek hulle hande op. Hoekom doen julle dit? Weet jy wat is so interessant? Gisterand hoor ons dit, die pastoor sê, as jy in die gees lewe, dan behoort dan nie eintlik 'n ding soos 'n blou maandag te wees nie. Vandag oor Christelike radio sit een van die manne en sê, halleluja, ons is so bly jy het nie 'n blou maandag nie. En ek sê vir my vrou, hy was nie gisterand in die kerk. Daar bestaan nie meer 'n ding dan soos 'n blou maandag nie. Hoekom? Want ons woon en ons deel in die Heilige Gees. Die enigste ding wat jy moet blou maak op 'n maandag, is daai teen wat Gordon aan het. Gordon stap ons op. Kyk daar, fontein van lewende water, halleluja. We're grateful, thankful and blessed. Nee, just blessed. We are blessed. Ons deel dit en ons deel ook saam. Wat sê die Here? Matteus 28 vers 20, ek is met julle tot aan die volëinding van hierdie. Kom ons lees nou Hebreërs 3 vers 13. As die Bybel sê, lees gou saam met ons. Jy kan saam met my volg hier agter op die bord ook. Maar vermaan mekaar elke dag solank as dit vandag genoem word. So mag ek vanaand kom en sê, kerk van die Here, ek vermaan julle, ek praat vanaand met julle. Ek herinner julle vanaand. Sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Hoor jy, hy sê nie deur die verleiding van jou hart nie. Sonde wat jou hart aanraak. Want ons het deelgenote van Christus geword, as ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou. Sê nog aan die persoon langs jou, is jy 'n deelgenoot van die koninkryk? As jy nie iemand langs jou het nie, sê vir iemand voor jou. Deelgenoot. Wat beteken 'n deelgenoot? Kan 'n bondgenoot ook wees. Iemand wat in verbond met jou staan. Soos wat God die volk gestaan het. Maar deelgenoot beteken behou deel
aan. En dit beteken as ons gaan kyk na die Griekse woord metogos, dit beteken 'n deelnemer, iemand wat deelneem, 'n deelgenot, wat ook beteken maar deelnemer, 'n genoot, 'n vernoot, of 'n vernoot, 'n deler of 'n metgesel. Nou, die samestelling is meta wat beteken met, en ego wat beteken om met te hê. Deel te hê. 'n vernoot te wees. Wie van julle het al in vernootskap gestaan of staan nog steeds in vernootskap? Prys die Here, wie's getroud in hierdie plek? Wie getroud? Wie's getroud? Jy staan in vernootskap. Dis nie net altyd van ek vang goed aan en ek doen dinge soos ek wil nie. Nee, glad nie. Wie het dit al gedoen? Ag, kom ons is eerlik, maar die pastoor het dit al gedoen. En dan sit op die kombuis en warm blad. Ons is eerlik. My man, wat het jy gedink? Ek het nie gedink, sorry. Of, weet jy wat? Ek het dit vir ons, of ek het dit gedoen vir ons. Wie het al daai verduideliking gebruik? Waaroor gaan dit? Dit gaan oor, jy staan in vennootskap met die koninkryk van die hemel. Dis hoekom dit so belangrik is om deur die Gees te lewe. Ons het dit gisterand gehoor, hoekom dit so belangrik is om deur die Gees te lewe, want God is Gees. Jesus het sy bediening kom uitleef, en toe hy klaar gesterf het vir my en jou, die prys is ten volle betaal, hy het opgestaan, hy het aan sy disippels verskyn om dit 'n werklikheid nog meer as ooit van tevore te maak, en vir hulle te sê, daar's 'n geweldige plan en 'n doel, julle het nou vernootskap met die koninkryk van die hemel, het hy opgevaar. Ek het met die gedeel met julle van, dis asof God praat, en daar's talle teksgedeeltes, want God sê, ek gee julle eintlik deur Christus 'n geopende deur met die hemele. Maar ek gee julle iemand wat julle gaan help, die Heilige Gees. Dit is my baie erg hoe vinnig ons die Gees van God bedroef. Wanneer die Heilige Gees jou lei en ons nie luister, of kan ek dit met respek sê vanaand, die Gees van die Here sê vir jou iets en dis asof jy die Gees van die Here se mond toedruk. Hoekom? Want ons intellek sê vir ons, dit maak nie menslik sin nie. Ek wil nou vanaand vir jou 'n groot ding sê, wat God doen maak baie keer nie sin vir die mens. Dis ons sin, dis nie wysheid nie. It doesn't make sense. Jare terug is daar 'n dame in Pretoria, ek weet nie of jy kan onthou nie, Bank OVS. Ja, Bank of, daar's ou mense hier. In Pretoria. Ek gee myself weg.
Daar werk 'n wedergebore kind van die Here by Bank OVS. Sy stap die oggend by die bank in. Daai tyd het hulle nog nie hierdie groot dik glase gehad en was oop toonbanke. En toe sy instap by die deur, sê die Gees van die Here, "Waar trek jou hoekskoene aan?" Sy sê, "Here, ek kan nie op my sykouse loop nie. Wat gaan my daar sê?" Die Gees van die Here sê, "Trek jou hoekskoene uit." Sit by jou lesenaar. Sê tog, ja. Dis snaaks. Nou loop sy met die hoekskoene en sy kan nie ons bid mos oor die saak. Ons redeneer met die Here, kan nie met my sykouse. So dis nogal hierdie velkleur sykouse en ek kan nie met dit. Met 'n netjiese pakkie aan en ek, jy weet, wat gaan die mense van my sê? En al wat die Gees van die Here vir haar sê, dringend, trek jou hoeke uit. Weet nie of jy kan onthou nie, presies 20:10, op 'n donderdagmôre, sy het haar skoene uitgetrek, sy het dit by haar lesenaar neergesit, is hulle besig om te werk, en sy staan met 'n ander vrou en gesels, 20:10 daai oggend storm die rowers in met wapens in die banke. En die eerste ou wat hulle teëgaan sê hulle, "Wel, ons gaan 'n voorbeeld maak, hulle trek 'n skoot af." In die bank. Daar's chaos. Almal val. Hulle het die kluis oop. Daai jaar was dit groot nuus geweest. Hulle het baie pakke note het hulle in sakke gedruk en hulle is uit die bank uit. En nou hardloop almal rond. Dit is chaos in Bank OVS. En sy sit daar, sy tog nou, wat het nou gebeur? Kan jy dit dink dat sy deur so 'n ding moet gaan? Sy sê, Here, ek verstaan nie hierdie ding nie, en baie vinnig is die ambulansmanne daar, die brandweer is daar, hulle is in die bank en hulle loop en een van die manne kom na toe gehardloop, hy sê, "Mevrou, sit net stil dat ek jou net help." En sy sê, "Maar wat wil jy help?" Hy sê, "Hier loop bloed uit jou hare uit." Sy sê, "Rarig." Hy sê, "Hier loop bloed uit jou hare uit." Hulle sit daar neer en hulle begin hierdie wond skoonmaak en sy sê, "Maar waar kom dit nou vandaan? Ek het plat geval op die vloer." En hy staan so, hy sê, "Mevrou, ek wil nou nie snaaks klink nie, maar gaan hierdie ding vir jou sê. Het jy hoekskoene aangehad?" Sy sê, "Nee, ek het dit uitgetrek." Hy sê, "As jy jou hoekskoene aangehad het, het jy jou voor die kop geskiet as jy mos." Net daai bietjie. En sy besef hoekom sy moes luister vir die Heilige Gees. Kerk van die Here, verstaan julle hoekom dit belangrik is ons deel in die koninkryk van God. Dit is nie net vir geestelike sake nie, dit vloei uit in ons vleeslike wêreld. Nie net vir redding van jou persoonlike en jou fisiese liggaam nie, maar dis ook vir die redding van jou siel. Want ek en jy het deelgenote van Christus geword. Ek en jy deel in vennootskap met Christus. Ons is metgeselle. Ons is deelnemers. Galasiërs 2 vers 20. Wat sê Galasiërs vir ons? Hulle gaan dit hier agter op die bord vir ons het Galasiërs 2 vers 20. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie. Wat sê hy eintlik vir ons? Maar Christus leef in my, en wat ek nou in die vlees leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Ek leef nie meer nie,
maar Christus leef in my. Wat kan ek vanaand ook sê? Ek is nie meer, kan ek dit so vertaal? Kan ek dit so met die deel? Ek is nie meer in beheer. Ek kan dit sê. Of ek kan sê, ek beweeg deur die leiding van die Heilige Gees. Die Heilige Gees gee my wysheid en insig. En soms maak hy iets vir my oop wat ek nie gedink het moontlik is nie. Hy kom breek iets vir jou oop. En dis nie net vir senior en hoe sê die jong mense nou vanaand, is dit vir die ou mense nie. Ek is nog jong. Al het ek sout en peper. Maar om te dink en te besef dat wanneer ek ingestel is, kom die Gees van God, hy help my, hy lei my, hy bemoedig my. So kom ons sê daardeur, ek leef nie meer nie, maar Christus lewe in my. Hy sê nie, nou vra ek net hierdie vraag. Die vraag is egter, hoeveel en wat se beheer het ons nog oor ons lewens? Ek vra hierdie vraag vir die kinders van die Here, is jy nog totaal in beheer van jou lewe? Heilige Gees, wag net so 'n bietjie, ek is besig. Ek weet wat ek doen. Heilige Gees, weet jy wat, dit werk nie so nie. Heilige Gees, weet jy, as ek dink en ek redeneer oor hierdie saak, dan kan dit nie so werk nie, terwyl ek en u deel het aan 'n geestelike koninkryk. Ons het wat geword? Deelgenote. Nou moet ek, as ek deelgenoot geword het, die God van hemel en aarde vertrou. Wat het gebeur toe op die berg is? Wat het die Here vir hulle gesê? Gaan wag in Jerusalem. Die boventrek. Ek stuur 'n belofte wat van die Vader afkom, die Heilige Gees, die trooster, die woord, as ons gaan kyk na die Grieks, dan praat hy van die parakletos. Wat beteken een wat net soos ek is, maar dit kan ook beteken een wat, wie van julle het al 'n wetsuit aangetrek? En dan kry jy water in. En dan probeer jy hom uittrek. Ek het gedog, ek gaan in hom lewe tot ek dood gaan. Ek het naderhand op die grond gelê. 2 was by die kop en end met my arms besig en die ander was by my bene besig. En hulle het my probeer uitkry. Oorgesê synde dit was 'n prentjie. Dis hoe dit vir die kind van God moet wees, wanneer die Gees van God in jou woon en jy bekleed is met hom. Hy omring jou. Jy het 'n deelgenoot geword. Ek is omring met hom. Ek kan hom nie net afskud en uitskud nie. Want wat gebeur toe hulle in daardie boom vertrek is? Kom ons sit gou net vir 'n oomblik en dink saam met my. Net vir 'n oomblik. Dink saam met my. Het die disippels wat daar was toe hulle hoor die Heilige Gees kom, het hulle daar gaan staan en gesê, Heilige Gees, ons weet hoe U lyk, ons weet wat U doen, ons weet hoe gaan U dit doen, ons weet om te verwag, dink hulle dit gehad. Al wat hulle geweet het, boventrek, ons moet eensgesind wees. Wat is eensgesind? Ons moet wag op die Gees van God.
Eensgesin. Nie eenvormig nie. Nie almal persbroeke en rooi hemde nie. Eensgesin met die doel om met die Gees van God te ontmoet. Kerk van die Here, hoor wat ek vandag vir u sê. Hoe baie keer kom sit ons hier en ons is hier om te aanbid, ons is hier om die Here te soek en jy dink aan wat vanmiddag by die familiebraai gaan gebeur. Wat gaan ons eet vir pudding? Wat se cappuccino's gaan ek drink? Wat gaan ek môreoggend doen? Ek moet nog onthou die kerkkinders se klere moet gestryk word en jy sit hier met allerlei goed. Dink jy ons is eensgesind voor God? Baie van ons sit en redeneer met die Here oor wat moet gebeur. Weet jy wat? Hulle was eendragtig daar by mekaar. En wat het hulle gebid? Hulle het gebid en gesê, Vader, ons wag op die vervulling van die Heilige Gees. Ek wil met u ontmoet, Heilige Gees. Want die Heilige Gees kom. En wat sê die woord? Ons sien dit altyd dat, hulle dadelik in tale begin praat. Luister mooi wat ek vir u sê. Die woord sê, hulle was gevul met die Heilige Gees. Hulle tonge van vuur gesien. Tonge. My vrou sê altyd, moet dit nie doen nie. Nie jou tong vat en trek nie. Hulle tonge van vuur gesien. Dit moet vir 'n mens iets in die gees sê. 'n Tong van vuur. Ek moet sien, hier kom iets. Hoekom tonge? Want God het geskep deur te praat. Die krag en die mag van lewe en dood is waar. God wou eintlik vir hulle sê, dis waar die ding gaan gebeur. Dis hier waar dit gaan uitvloei. Jy's vol van die Heilige Gees, maar dis die plek waar dit gaan gebeur. Dis waar jy lewe of dood gaan speel. Dink gou vir my in die laaste week. Wat het jy gepraat? Baie gepraat. Mag ek hier vra vanaand vir jou, wat het jy gepraat? Wat het jy gespreek? Het jy gespreek uit self uit? Het jy gepraat in die krag van die Heilige Gees? Terwyl ek hier staan vanaand en ons aanbid, hoe sê die Gees van die Here net vir my hierdie ding? Breek vanaand die leuns wat oor elke lewe hang. Ons sit vanaand, hier's mense wat nog steeds die leuen glo van Satan in hulle lewe. Is nie ek pastoor, jy praat net nie daaroor. Hoekom? Want ons het bang geword, wat gaan mense van ons dink? Wat gaan mense van ons sê? Weet jy wat die Here hê? Die Here wil hê jy moet vry wees. Die Here wil hê jy moet vry wees. Jy's 'n deelgenoot van die koningshuis. Hoekom glo die kerk die leuen van die Satan? Hy's die vader van die leuns. Hy's die een wat dit aanroer. Dis nie die waarheid nie. Dis kom die woord sê, hy loop rond soos 'n brullende leeu. Hy is nie die leeu van Juda stam nie. Jesus is die leeu van Juda stam. Hy kla oor dit. Staan saam met my. Jesus vra om na vorentoe te kom.